Ons gaan nou die Bybel lees uit die boek Johannes, die Evangelie van Johannes, die mooi boek in die Bybel, 'n baie mooi boek. En dit gaan hier om die opstanding, Johannes 20. Ons gaan nou die eerste 10 verse lees. Johannes 20 vers 1 sê, en op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was by die graf en sien dat die steen van die graf ook weggeneem is. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus lief gehad het en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel uit en kom by die graf en die twee het saam gehardloop en die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus en eerste by die graf gekom. En terwyl hy neerbuk sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ingegaan en hy het gesien en geglo. Want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy die dode moes opstaan nie, en die disipels het weer huis toe gegaan. Nou, ons gaan kyk na dieper dimensies van die opstanding. Dit mag dalk nie heeltemal verstaanbaar wees so op die oppervlak nie, maar ons moet by die dieper dinge van die Here ook uitkom, so een of ander tyd. Dieper dimensies van die opstanding. Op hierdie dag praat baie predikante en pastore en so van hoe Jesus opgestaan het en hoe lekker was dit dat hy opgestaan het en wat alles gebeur het en so meer. Maar die opstanding het 'n dieper waarde, baie dieper waardes, as om net te sien, dit wat hy geskryf het om in 'n ander manier te vertel. So kom ons kyk na dieper dimensies van die opstanding. Daar is geestelike gawes en dimensies wat opgegaan het toe Jesus opstaan. Hy het nie net opgestaan en vir hom almal gewys, ek lewe nie. Hy het iets saamgebring uit die graf. Hy het iets saamgebring uit die ewigheid, soos ons Vrydag gehoor het. Lang terug in die ewigheid het hierdie ding al reeds in sy lewe bestaan. Maar die ou verbond het dit nie bestaan nie. Die nuwe dinge wat Jesus gebring het met sy opstanding het nie in die ou verbond bestaan nie. Die ou verbond was 'n tydelike verbond wat nie suksesvol was nie weens die mense sonde en ander dinge, dat die wet die mense volkome kan maak nie, dat jy nie deur die wet gered kan word nie en so aan. Toe bring God 'n nuwe verbond en Jesus is die middelaar van die nuwe verbond. Maar Efesiërs 4 vers 8 sê, daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gebring. Gawes. Dit wat ek en jy belewe, dit wat ons ervaar van die goedheid van God, is gawes wat die Here vir ons gebring het. Baie, baie mooi gawes. Daar's ander ook, maar die belangrikste gawe is die van die Heilige Gees. Nadat Jesus opgestaan het, het die Gees gekom en die gawes van die Heilige Gees is aan ons meegedeel. 1 Korintiërs 12 sê, en wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Baie mense is baie onkundig oor die gawes wat ons het as Christene, die gawes van die Heilige Gees en so meer. Baie is baie onkundig daaromtrent. En daarom mis hulle die dieptes van die evangelie en die dieptes van die geestelike lewe. Maar die eerste gawe wat Jesus vir ons bring is 'n nuwe tempel vir God. 'n Nuwe tempel. Ek het hier baie aan gewerk in die week, maar dit is baie duidelik dat met die ou verbond het die tempel tot niet gegaan en met die kruisiging het die voorhangsel in tempel in twee geskeur. Daai verbond is verby en die geskeurde voorhangsel sê vir ons het nou toegang tot die allerheiligste, daar waar God self is. Goed, die allerhoogste woon nie in tempels met hande gemaak nie, sê Stefanus, daar in Handelinge 7. En toe kruisig hulle of stenig hulle hom daarvoor, omdat hy hierdie dinge sê. Daai tyd is verby dat die Here in 'n tempel kom bly.
of in 'n kerkgebou. Hy bly nie in tempels wat met hande gemaak is nie. God woon nie in hierdie huisie nie. Al het maak jou mooi. Al kos 'n kerk $20 biljoen of pond, dan woon God nie daar nie. Hy woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. God het beter tempels as dit. En hy woon in ons, die wat aan hom behoort. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die gees van God in julle woon nie? Dis so 'n siniese vraag wat Paulus vra. Weet julle dit nie? Weet julle nie dat julle as persoon wat aan God behoort 'n tempel is van hom nie? En dan gaan hy verder in 1 Korintiërs 6. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Die liggaam en die gees behoort aan God, dis sy eiendom. Maar die siel van die mens en die liggaam is die tempel van die Heilige Gees. En daarin woon God. As jy 'n kind van die Here is, woon die Heilige Gees in jou. En dan woon die drie-enige God in jou op 'n sekere vlak. Ons kan dit nie alles verstaan nie. Maar verheerlik God in julle liggaam. So God het die liggaam gekoop en hy sê dis nou myne. Jy kan nie met hom maak wat jy wil nie. En jy moet dit aan my toewy. En dis waar ons die bal soms misslaan. Ons wil ons liggame vir onsself hê. Dis ons grootste eiendom, ons grootste rykdom vir baie mense, is hierdie liggaam. En dit maak van ons sondaars. As ons weet dat die Gees van God in ons liggaam in tempel woon, dat ons dit nie reg benader nie. Ons moet kyk na hierdie dinge. Saam met die opstanding bring Jesus 'n nuwe aanbiddingsstelsel. In die ou verbond het mense die Here aanbid op 'n wettiese manier. Hulle het vreeslike snaakse goed gedoen, maar hulle het hom aanbid op die terme van die ou verbond. Maar hier kom 'n nuwe aanbiddingsstelsel, die dadelik die Sabbat verval en dit word vervang deur 'n nuwe dag van vryheid. Ons wat vanmôre hier is hier in vryheid. Miskien ervaar ons dit nie almal nie, maar ons is hier in totale vryheid. Die deure staan oop en ons is vry om ons lewe te leef in 'n nuwe dimensie wat oopgemaak is vir ons. In die Ou Testament mag hulle nie verder as 1300 tree geloop het en dan sit 'n Sabbatsreis. Die ou verbond was soos 'n verknegting van die mense. Die wet het hulle verkneg. Weet jy, daai mense mag nie 'n stoel gesleep het nie, dan sê hulle jy ploeg op die Sabbat. Daar was sulke wette, 603 van hulle, wat hulle verkneg het. Hulle was nie vry nie, hulle was slawe. Hulle was verknegte mense. En daar was sulke gevalle soos wat hulle gesê het in hulle wette, jy mag nie 'n eier eet wat 'n hoender op die Sabbat gelê het nie. Jy mag hom nie eet nie, dit was werk gewees. Sulke dinge, sulke eenvoudige dinge, maar daardeur het hulle die volk verkneg en hulle het van 'n slawe gemaak van 'n wet of wette. Maar in die nuwe verbond sê Jesus, ek bring vir julle totale vryheid. Ons lees in Openbaring 1 vers 10, ek was in die Gees op die dag van die Here. Die dag van die Here is die nuwe dag, die opstandingsdag soos vandag. In die ou verbond het hulle die Sabbat gevier en onderhou, en dit was verskriklik geweest om dit te kon doen. Mense het moed opgegee daarvoor. So met die opstanding van Jesus is die nuwe verbond ingestel deurdat die wet in hom vervul is. Geen mens kan die wet vervul nie. Geen mens kan nie. Daar was nog nie een nie. Net Jesus as God kon die wet vervul en in hom is alles vervul en daarom kan hy vir ons dit oopmaak, 'n deur oopmaak na 'n nuwe aanbiddingsstelsel waarin ons vry is. En ons kan kies of ons dit wil hê of nie. Dit maak plek vir 'n nuwe wet en 'n nuwe orde. Vir 'n nuwe manier van godsdienstoefening. Die tempeldiens was ook nog 'n verslawing, 'n groot stelsel van verslawing. As jy nie dit doen nie, dan is jy verkeerd. As jy nie dat doen nie, die hoëpriester as hy in die allerheiligste ingaan
en hy doen dit verkeerd, het hy dood neergeslaan. So ernstig was die wette van die ou verbond, maar ons is vry om vry te wees. Ek hoop ons is almal vry. Hebreërs 7 sê dit daarvan, as daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang. Die Levitiese priesterskap was 'n stelsel wat die mense geleer het hoe om die wet te onderhou. En met die oog daarop het die mens die wet ontvang. Maar hy sê, waarom was dit nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie? Hy sê, want met verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet. Daar's 'n priesterskap wat die wet verander. En die priesterskap kom nie net op die leraars en die predikant en die pastore nie. Elke een wat weergebore is, word 'n priester van God. Elke een. Maar ons hoëpriester is Jesus Christus volgens die orde van Melchisedek. Die priesterorde het verander. Dit het nuut geword. Dit het groter geword, sodat jou en my ook insluit. Openbaring 1 vers 5 sê, God het ons deur die bloed van Jesus gekoop en ons priesters en konings gemaak vir sy God. Romeine 8 sê, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Die Ou Testamentiese wette word genoem die wet van die sonde en die dood. Dit het niemand lewe gegee nie. Dit het almal doodgemaak wat daaronder verkneg was, totdat hulle gekyk het na die Messias, na die verlossing wat daar was, wat hulle aangebied is deur die offers en so meer. Maar nou het ons die volle toegang. En Hebreërs 10 vers 19 sê, dat ons met vrymoedigheid in die heiligdom van God kan ingaan, die hemelse tempel, in die geloof natuurlik. So dit is die wet van die nuwe verbond. Ek hoop dat ons dit waardeer. Ek hoop dat jy dit besef en verstaan, dat God jou nie roep tot 'n knegg nie, tot 'n slaaf nie, maar tot 'n vrye mens, waarin vryheid jou lewe kan invul en vervul. Maar 'n nuwe dimensie van krag ontstaan ook met die opstanding. In die ou verbond het hulle maar geveg met swaarde en spiese en so meer. En net wanneer die Heilige Gees so iemand kom het hy wonderlike dinge kon doen. Maar hy het nooit in hulle ingekom nie. En dan het daar groot dinge gebeur, maar het het verby gegaan. En almal kon dit nie ervaar nie. Almal kon dit nie ontvang nie. En dis wat die verskil maak. Nuwe dimensies van die krag. Handeling 1 vers 8 sê aan die disippels, toe hulle sien Jesus opvaar, toe sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Krag, dis dynamis in die Grieks, en dit is 'n inherente krag wat ons ontvang. Daar's ander kragte wat toegedig word aan mense, soos die duiwel het exousia, dis verleende krag, dis nie in homself nie. Dynamis is in jouself, maar Filippense 3 sê, ja waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Jesus Christus my Here, terwille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou om Christus as wins te verkry, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding. Jesus het opgestaan, hy is vanmôre hier, hy is in die hemel, hy is oral waar sy kinders bymekaar kom en hy sê, die krag van my opstanding is tot julle beskikking. Vat jy dit of loop jy verby? Daar's 'n krag wat in mense kan werk om wonderlike dinge te beleef. En God gaan nie laat ons daarmee speel nie. Jy kan nie sommer sê ek het die krag van die opstanding, ek wil kragtig wees nie. Daar's voorwaardes om in daardie krag te kan lewe. Nou ja, die mees verwaarloosde een in die hele kerk is natuurlik, wie sal my kan sê, die mees verwaarloosde bron van krag in die kerk is die wapenrusting van God. En dit is daarom dat die kragte van God by alle mense verbygaan, by baie kinders van die Here, ja, by die meeste. 'n Mens weet nie of op hierdie aarde nou 5% kinders van God is wat die wapenrusting dra nie. 'n Mens weet nie, want dit lyk nie so nie.
Jy hoor dit nie, jy sien dit nie. Dit word nie in kerke geleer nie. Dit word nie op kweekskole geleer dat ons geestelike oorlogvoering moet doen nie. En daardie krag van die wapenrusting gaan by die meeste mense verby. Hulle lees Efesiërs 6, ja, en hulle sê dis waar, maar word dit jou deel? Word dit jou deel wat jy toe-eien en daarin beweeg? Kom ons kyk. Hy sê in vers 10 en 11, eindelik my broeders, word kragtig in die Here. Dis die krag in Jesus. En in die krag van sy sterkte, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Hy sê, dis 'n opdrag, word kragtig in die Here. Baie kinders van God se godsdienst is in hulle eie krag, wat hulle beoefen. Hulle beoefen godsdienst hulle eie krag. Solank as dat ek gesond is, sal ek kerk toe gaan. Solank as dat ek lekker voel, sal ek kerk toe gaan. Solank as dat dit goed gaan, sal ek kerk toe gaan. Maar vir die ware kind van God sal jy deur die dood gaan om by Jesus uit te kom. Word kragtig in die Here. Moenie dink dat jou geestelike lewe enige sin kan maak as jy nie hierin is nie. As jy nie hierby uitkom nie. Dit maak geen sin sonder die wapenrusting van God nie. Die woord eindelik het ek al baie verduidelik. In Efesiërs is daar 6 hoofstukke. En in elkeen word 'n ander geestelike diepte hanteer, of 'n dimensie, of 'n vlak, 6 van hulle. En hier kom jy by die laaste een, of sukses vers 10, en hy sê, nou bring ek julle by die uiteindelike dinge wat die hele storie saamvat. Eindelik, dit beteken, nou kom ons by die, soos in Engels sê, die cherry op die koek. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here. Al die ander dinge is goed, dis wonderlik. Dis God se dinge, maar die dinge wat bo alles uitstaan is die wapenrusting en die geestelike oorlogvoering, wat baie min kerke leer. En daarom is die Christendom so slap in die laaste dae, totaal pap en slap. Daar gebeur omtrent niks, nou moet God maar self ingryp. Kan jy dink en kan jy hoor as jy nuus kyk, hoe dat Jesus Christus self ingryp, daar in Iran, in Gaza, in al die oosterse lande, en hy kom nou, en hy bring die evangelie self, want die mense doen dit nie. Die westerlinge het slap geraak, hulle steur hulle nie meer aan evangelisasie, en sending werk nie. En nou moet Jesus self dit doen, en dag en nag verskyn hy aan mense, en hy red hulle. Hulle meen daar is oor 1 miljoen mense in Iran wat in hierdie laaste tyd gered geword het, omdat Jesus self gekom het en sy krag hulle lewe radikaal verander het. Die krag wat ons moes gebruik het om mense te help, moet hy nou self gebruik. Wedergeboorte is die dimensie van die lewende hoop. Is 'n dimensie wat oopgegaan het toe Jesus gesterf en opgestaan het. Nou kan jy 'n nuwe geboorte beleef. Met ander woorde, jy kan in die dimensie van God inbeweeg, want jy word uit die Heilige Gees gebore en daai dimensie gaan oop. En hy sê wat uit die Gees gebore is Gees. En as jy nie in die dimensie van Jesus Christus leef nie, dan verloor jy alles. 1 Petrus 1 vers 3 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Sy opstanding is 'n lewende hoop. Hy bring hoop vir alle mense op die aarde, want hier het hy oorwin om die sondes van almal te kan dra, as jy na hom toe kom. Tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus. Het jy al ooit gedink daaraan dat jou wedergeboorte, jou redding, iets te doen het met die opstanding van die Meester? Baie koppel dit net aan die kruis, wat waar is en goed is, maar dis nie die hele antwoord nie. Sy opstanding bring 'n lewende hoop, wedergeboorte. As hy nie opgestaan het, sou geen mens gered kon word nie. Sou geen mens die ewige lewe kon ervaar het of ontvang het nie. So ons moet baie bly wees daaroor. Maar sy opstanding hou ook direkte verband met ons opstanding. Ons opstanding. Daar's 2 afdelings. Die eerste is die opstanding uit die dood.
Jesus het opgestaan, hy het verskyn aan baie mense, 500 en so meer, en hy verskyn vandag aan miljoene. En hy kom na hulle toe, soos hy na jou en my toe gekom het as jy 'n kind van God is, en vir jou gesê het, ontwaak, staan op uit die dood, jy's dood, jy's dood. So sê Paulus vir ons dan in Efesiërs 2 vers 1, en julle het hy lewend gemaak wat dood was, sy gemeente sit daar, ons almal kinders van God. Hy sê, maar julle het hy lewend gemaak wat dood was, deur die misdade en die sondes, in vers 6, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus. Met ander woorde, ons het toegang tot die hemel. Ons gaan nie daarna toe hardloop of ry nie, maar jou geloof en jou gees kan tot in die hemel gaan. Daarom sê Paulus in Kolossense 3 vers 1, bedink die dinge wat daar bo is. Met ander woorde, voer jouself tot in die hemel met jou gedagtes. Dis hoe dit werk, jou gedagtes en jou gebede kan jou tot binne in die heiligdom van God invat. Ek het reeds gepraat van Hebreërs 10 vers 19 waar hy sê, ek vermaan julle dan dat julle in die heiligdom van God moet ingaan op die bloedgebaande weg van Jesus, tot in die heiligdom. Dis die hemel. Ons geloof, as dit sterk genoeg is, gaan sit ons saam met Jesus in die heiligdom, in die hemel. En Paulus vermaan ons, bedink die dinge wat daar bo is. Jou gedagtes en jou geloof, jou gebede kan jou opvat tot in die heiligdom van God. Was jy al daar? Dis 'n vraag, was jy al daar gewees? Of glo jy dit maar net? Om 'n ding te glo beteken niks. Jou geloof moet in werking kom. Jou geloof moet in werking kom. Abraham het in God geglo, lank voordat hy Isak gaan offer het. Hy het in God geglo, en die Here sê in Genesis 12:13 dat hy hom tot geregtigheid gereken het, omdat hy geglo het. Maar sy geloof is nie bewys nie. Toe sê God, gaan vat jou seentjie en offer hom. Dan bewys jou geloof. God gaan altyd vir jou iets gee om op te offer as jy sê ek glo in hom. Romeine 6 sê, moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van die geregtigheid in diens van God. Met ander woorde, nou moet ek die Here op die regte manier dien. Nou moet ek by God uitkom. Want Jesus het opgestaan en hy wil hê ons moet ook opstaan. Jesaja praat al daarvan, Jesaja 55 sê, ontwaak, ontwaak, staan op uit die dood, skud jou los. Maar Kolossense sê, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het, en julle wat dood was deur die misdade en onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergewe het. Die lewe van God kom in 'n mens nadat jy vergewe is vir jou sonde en misdade. Dit kan nie voor die tyd in jou inkom nie. Daarom is daar baie mense wat op 'n valse fundament bou. Hulle glo en dan glo hulle glo nou. Hulle glo en dan glo hulle gaan hemel toe omdat hulle glo. Dit werk nie so nie. Jy moet lewend gemaak word deur Jesus, deur die ewige lewe wat hy vir jou bring. En hy noem dit die besnedenis van julle vlees. En wanneer jy vergifnis ontvang van jou misdade en sondes, dan word jy God se kind. Spreuke 28 vers 18 sê, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, daar is geen hoop nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Barmhartigheid is die genade van God wat aan mense toegedien word en toegedig word. Jy moet dit laat staan. Jy kan dit net laat staan as jy by die kruis uitgekom het. Jy kan dit net laat staan as jy Jesus Christus ontmoet het. Anders gaan jou sonde jou beheer en jy gaan baie lief wees daarvoor. Efesiërs praat weer, hy sê daarom, ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal oor jou skyn. God praat met mense, en hy sê deur die apostel, mense,
ontwaak, word wakker, staan op uit die dode. Voor hom sit daar 'n groot gehoor van kinders van God. Maar hulle was op daai stadium seker nie lekker aan die brand nie. Of daar was mense tussen hulle wat die Here nie geken het nie, sê hy, staan op uit die dood. Jy's dood. Want in Efesiërs 2 vers 21 sê, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en sondes waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerheid van die magte van die lig. Nou sê Paulus, staan op. As jy voel jy is dood, staan op. Jy gaan teleurgesteld wees in jouself, as jy bly dood wees, en in die slaap bly. 'n tweede opstanding kom as die opstanding uit die graf vir God se kinders. Nou almal gaan opstaan uit 'n graf, maar ons praat hier met God se kinders. Johannes 11 vers 25 sê Jesus vir Maria, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Jesus alleen is die opstanding uit die graf en uit die dood van die sonde. Ek is die opstanding en die lewe. Hoofstuk 5 sê, moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan of opstaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Almal gaan opstaan, jy gaan nie wegkruip vir God nie, al laat jy jouself veras of wat ook al gloei ook wat. Jy gaan opstaan. Daar's 'n opstanding van die lewendes. Die wat goed gedoen het, die opstanding van die lewe. Dit gaan gebeur wanneer Jesus nou kom. Een van die dae gaan hy kom. Ons kan amper maar sê hy's op pad hierheen. En die grafte van die ontslape heiliges gaan oopgaan. 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 16. En 1 Korintiërs 15 praat ook daarvan. Die grafte van die ontslape heiliges gaan oopgaan. Hulle gaan opstaan, maak nie saak hoe lank hy dood is, of daar nog bene is of nie. Daai graf wat oopgaan, gaan 'n bewys wees, en 'n bevestiging dat God mag het oor die dood. Dis hoekom die grafte moet oopgaan. En dan gaan daar 1000 jaar ten minste verloop, voordat 'n ander opstanding plaasvind, die opstanding van die veroordeling. Johannes sê in Openbaring 20 vers 10, en ek het die dode groot en klein voor God sien staan, en die boeke is geopen. En 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskrywe is volgens hulle werke. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf in die boek van die lewe is in die poel van vuur gewerp. Dis 'n tweede opstanding. En daar gaan biljoene mense wees, wat hierdie geleenthede wat ons het mis, en verwerp, omdat hulle anders dink, en omdat die duiwel hulle laat anders dink, en omdat dwaasheid hulle anders laat dink, en omdat onkunde hulle anders laat dink. Maar hierdie mense gaan te laat sê, ek is verkeerd. Hebreërs 9 vers 27 sê, dis die mens bestem om eenmaal te sterwe, en daarna kom die oordeel. Die oordeel. Nou vir die kinders van God is daar nie oordeel nie, want hulle is klaar gered van die oordeel, aan die kruis en deur die opstanding, maar vir die ander gaan daar 'n oordeel wees, waar hulle veroordeel word, in Openbaring 20 vers 11 tot 15, waar daar 'n groot oordeel gaan plaasvind, volgens wat hulle gedoen het op die aarde, en is opgeskrywe. Ek weet nie of u weet nie, maar dat elke beweging van jou op hierdie aarde word opgeskryf. Elke woord wat jy sê word opgeskryf. En ek dink die meeste van die opskrywings vind in ons eie koppe plaas. Want hier binne sit 'n gees, en 'n gemoed, en 'n gewete, en 'n verstand, wat nooit verlore gaan nie. Wat nooit dood gaan nie. As jy sterwe, gaan jou verstand nie dood nie. Jou gees gaan nie dood nie, jou gemoed gaan nie dood nie, jou hart gaan nie dood nie. Die liggaam gaan dood, dis al. Stukkie vleis. Maar die grootheid van die mens, jou siel en jou gees en allerlei ander dinge, gaan nie dood nie. Jy gaan daarmee saam die ewigheid in, so ook die ongeredde mense. So, jy moet seker maak dat jy uit die dode opstaan as mens,
wat die Here Jesus nog nie ken nie, as jy hom nie ken nie. Jy moet ook seker maak dat as die eerste opstanding gaan plaasvind, een van die dae, dat jy gaan saam wees, dat jy deel gaan wees aan die eerste opstanding. Die tweede opstanding is 'n afgryslike ding. Niemand wil daarby wees nie, maar mense verkies dit eerder as om nou te luister en nou hierdie wonderlike geleentheid wat God ons gee, soos hierdie, ons noem dit Paasnaweek, die kruisigings opstandingsnaweek van Jesus, om hierdie naweek te gebruik om my dinge met God in orde te kry, om my eie lewe in orde te kry, om aan myself te begin werk om 'n beter mens te word en om meer effektief te word in hierdie lewe. Dis waaroor hierdie dinge gaan. Maar mense steur hulle nie daaraan nie. Mag die Here ons seën. So ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die opstandings. Wat is jou verantwoordelikheid? Lukas 14 sê, maar wanneer jy 'n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, krepeles, blindes en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie. Want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges. 1 Korintiërs 15 vers 58 sê, ons arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Glad nie. Werk vir die Here, as jy kan wakker word en opstaan. Dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges. Nooi hulle, bearbei hulle, gee vir hulle, doen vir hulle. En Jesus sê, Matteus 25 sê, as jy net vir 'n klein kind in sy naam 'n beker water gee, sal dit jou vergeld word. Jy sal loon ontvang. So ons is nie geroep om vir onsself te leef nie, om hier te sit en lekker te kry in 'n kerk en in die lewe daar buite nie. Ons is geroep om te dien. Ons is geroep om te dien. Jesus sê in Markus 8, die Seun van die Mens is nie gekom om gedien te word, maar om te dien. En as hy dien, hoeveel te meer moet ons nie dien nie. En sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Goed, in die opstanding van die regverdiges, Daniël 12, 'n paar tekste, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot die groot smaadheid vir ewig afgryslik. Dis die tweede opstanding. En die verstandige sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. Wil jy 'n bietjie shine in jou lewe kry? Lei mense na Jesus toe. En jy gaan heen, sê hy vir Daniël, na die einde, en jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dae. So ons glorie in die ewigheid bestaan nie in hoe oulik ek is nie, of hoe slim ek is nie, of wat ek op aarde bereik het nie, behalwe in die geestelike dimensie, om siele na Jesus toe te lei. En baie van die wat baie tot regverdigheid lei, sal glinster soos die sterre vir ewig en altoos. Ons het nou die geleentheid, deur dit wat Jesus gedoen het, deur hierdie vreeslike naweek, om dit ons in te maak, en te begin om ons lewe in orde te kry vir die ontmoeting wat een van die dae gaan plaasvind met die opgestane Jesus. Ken jy hom? Dien jy hom? Volg jy hom? Mag die Here ons help daartoe. Baie dankie my koning. Dankie dat U so kosbaar is vir ons. Here, hoe kan ons vanmôre sê, ek kan nie, Here, ek is te lui, of ek slaap te min, of ek het te min tyd. Dit sal ons vergeld word. En daarom bid ek vir elkeen wat hierna luister om 'n vuur in die hart aan te kry. Romeine 12 vers 11 sê vir ons, wees vurig van gees. Brand al die tydelike dinge uit met jou gees. Al die tydelike belange, die gedagtes, die insigte. Kom na Jesus toe en kry vuur van die Heilige Gees en die krag van God om 'n getuie vir hom te wees. Help ons daarmee, dra ons deur totdat U kom, Here. En as hier iemand is wat hierna luister en nie gered is nie, bid ons vir die redding van daardie kosbare mens en ook vir baie ander in Jesus se naam. Amen.